Julle kinders, julle kan almal sommer gou hier voorkom sit. Nou, ons gaan eers 'n liedjie sing. Ek dink julle gaan die liedjie ken. Ek dink die groot mense gaan ook die liedjie ken. Laat ons skyn vir Jesus. Ken julle hom? Laat ons skyn vir Jesus. Ek seker as ons hom sing, gaan julle hom ken. Kom ons probeer dalk net die eerste versie tot die mag. Ek weet ons nou meer versies, maar kom ons hou. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans. Skitter soos die sterre aan die hemelkrans. In die donker wêreld skyn dan skyn. Jy het jou klein hoekie en ek 'n lyn. Kom ons sing nog 'n keer. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans. Skitter soos die sterre aan die hemelkrans. In die donker wêreld skyn dan skyn. Jy en jou klein hoekie en ek in myn. Die groot mense het mooi saam gesing. En die kinders ook. Maar ek bedoel net die groot mense het ook saam gesing. Ek het gou hoe sê die Engelse, ek het 'n volunteer nodig. Ek het 'n handlanger nodig vanmôre. Kom. Ek en jy het nou al 'n oefenloopie gehad. Draai gou om. Gaan jou 'n bietjie blinddoek. Ons praat vanmôre ook net hierdie, hoor nie net hierdie haartjies van jou net daar vashou nie. Ek wil nie hulle ook aan die rekkie vasmaak nie, anders gaan ek jou dalk jou hare trek. Die lappies ongelukkig te kort om. Kan jy sien? Kan jy ruik? Kan jy praat nog? O, jy kan nog praat, dis reg. Okay, ek gaan nou vir jou. Hoe voel dit om so te wees? Is dit okay? As jy niks kan sien nie. En as ek nou vir jou gaan sê, loop gou vir my daar na die agterdeur toe sonder om die blinddoek af te haal, dink jy gaan dit reg kry? Hoekom nie? Jy kan nie sien nie, wat gaan gebeur? Jy gaan in iets vasloop, nee. Nou ons praat vanmôre oor daai gedeelte uit Johannes 9 uit, waar Jesus die blinde man gesond gemaak het. En ons weet nie altyd hoe dit voel om blind te wees nie. Ek gaan nou vir jou iets gee, en ek wil hê jy vir my sê, voel of jy weet wat dit is. Ek kan nie sien nie, ja, dis moeilik, nee. Hoe weet die mense as jy nou nie kan sien nie, wat het mense in jou hand gesit het? Soos wat voel dit vir jou? Soos staal, dis 'n goeie begin. As jy hom druk, wat gebeur? Dan maak hy oop. Ek dink hier is 'n groot mense weet wat is hierdie nie. So ek het jou eintlik 'n bietjie gevang met hierdie ene. Hierdie is een wat is 'n capo wat 'n mens op 'n gitaar sit. So mense, dis so 'n bietjie moeilike een om vir. Ek gaan nou vir iets anders te gee, gaan dalk makliker met hierdie ene wees. Oepsie. Dis wat voel dit? Jy is heeltemal reg, dit is 'n botteltjie vir oogdruppels. Jy is baie, dis heeltemal reg, baie oulik. Dan gaan ek vir jou iets anders te gee, wat jy dalk ook nou nie gaan weet nie. Soos wat voel dit vir jou? Is dit bietjie koud? Ja. Okay, so dit is heel waarskynlik ietsie wat so staal is, nee. Jy gaan, ek dink ek het weer vir jou moeilik ingegee, maar ek wil net vir jou sê hoe moeilik dit is. Dis iets waarmee mens gebruik vir jou gitaar, of 'n mikrofoon, en jy druk die gitaar se kabel hierso, en dan het jy 'n ander koppelstukkie wat daar in die XLR koppelstuk pas. Ek gaan vir jou nog ietsie gee. Dit kom uit 'n kombuis uit. Ek gaan vir jou 'n wenk gee, dit kom uit 'n kombuis uit.
Nee, is nie 'n snyding nie. Maar as jy iets gesny het, het jy dit nodig. So as vir alles te pakkie is waar iets in is, dan gaan dit uitval. Dis 'n oopmaak ding, ja, maar is ook 'n toemaak ding. En ek vir jou sê, dis 'n knippie wat 'n mens gebruik, as 'n mens 'n sakkie oopgemaak het, waar sy gaan nou weer voel hy nou sy oop, en dan maak jy die sakkie met hom toe. Dink jy dit sou makliker gewees het vir jou om hierdie goed te identifiseer, as ek daai lappie afgehaal het? Ek gaan nou vir jou nog 'n laaste moeilike enetjie gee. Nee, maar jy is amper met die eerste raai was jy amper reg gewees. Dis hoe ver jy kan hom gebruik seker vir hardloop ook, maar dis eintlik vir 'n fiets. Kom ek gaan dit afval, dan gaan ek nou vir jou dit wys, en dan kan jy vir my sê, of jy dit sou geraai het. Is dit makliker om nou dalk te sien en te weet wat dit is? En hierdie is die eerste een wat ek vir jou gegee het. Oepsie, daar val hy, ekskuus. En hierdie was die tweede een wat ek vir jou gegee het, wat jy reg geraai het. En hierdie een was die derde ene, en hierdie een wat jy oopmaak. Is dit nou makliker om het te sien wat dit is, nee? Was dit moeilik vir jou gewees toe jy geblindoek was? Dis baie moeilik, nee. Nou, ek gaan vir jy kom maar weer sit, baie dankie hoor. Nou, julle kinders, julle het nou gesien, nee, dis moeilik. As 'n mens blind is en jy maak jy oor toe, dalk jy gou jou oor toe vir 'n oomblikie. Dan sit jy net so oomblikie met jou oor toe, jy ook Sias. Maak jy oor toe. Daar sê. Nou, dit voel nie lekker nie, nee, want jy kan nie weet wat met jou gebeur. Ek dink is hierdie ouetjie wat so maak. Dan weet nie wat gebeur met jou nie, nee, jy kan nou enigiets kom. En as ek nou iets gaan doen, dan gaan julle eers weet nie, behalwe as dit jy is, nee. Ja, dit was ek gewees. So, nou kan maar weer julle oogies maak. So, dit is moeilik om te sien. En Jesus kom hier, en hy sê vir hierdie blinde man, want hierdie blinde man was blind gebore, hy was van sy geboorte, so hy het nog nooit in sy lewe, het hy iets gesien nie. En toe sê Jesus vir hom, word gesond. Hy het vir hom iets gedoen met hom. Kan julle die storie onthou? Jesus het op die grond gespoeg, ja? Toe het hy modder oor sy oë gesit, en vir hom gesê, gaan bad jou in die Siloam bad. Die Siloam bad was weer eentjie van die tempel af, was daar groot, ek wil amper sê, soos 'n Olimpiese swembad gewees. So groot bad gewees, en die mense het daar gaan bad. Maar die bad se naam is interessant. Siloam beteken gestuurde. So Jesus stuur die blinde man na die bad toe, wat beteken gestuurde, om hom te sy oë te gesond te maak. Maar dat is 'n ander interessantheid, nie? Hoe het die Here ons geskep, heel in die begin? Hoe het God ons die mense skep? Vir al die ander dinge het hy gesê, laat daar lig wees, en laat daar dit wees, en laat daar dat wees, en so, maar hoe het hy die mens geskep? Kan julle onthou? Hy het grond gevat, nee, hy het grond gevat, ook maar 'n klei gemaak, die mens se liggaam gemaak, en toe het hy asem in die mens geblaas. En nou is dit interessant, dat toe hy die blinde man gesond maak, het hy ook weer modder gevat, klei gevat. En daardie wou hy eintlik vir die Jode sê, ek is God. Soos wat God in die begin die mense skep het uit modder, kom en herskep ek hierdie man se oë, ek kom gee vir hom nuwe oë, maar net soos wat God gedoen het reg in die begin toe hy die mense skep het. Want hy kon net vir hom gesê het, gaan jy kan weer sien, want dit is mos wie Jesus is, nie. Maar hy doen dit nie. Hy maak eers grond om vir die Jode te wys dat hy is regtig God. En soos wat God geskep het in die begin, so kom skep hy vir hierdie mens nuwe oë. Maar daar is 'n derde belangrike dingetjie. Daar's in hierdie verhaaltjie, is daar manne, mense, wat kan sien, maar eintlik nie kan sien nie. Dink julle dit is moontlik, dat 'n mens kan sien, en tog blind is? Ja?
Hoe sê jy? Half-halfte. Ja. Partykeer kan mens sien met jou fisiese oë, maar jy kan nie regtig sien in jou verstand of in jou hart dit wat jy regtig moet raak sien nie. En hierdie verhaal gaan daaroor dat daar manne was in hierdie plek waar Jesus was, hier in Jerusalem, naby Siloam bad, wat gesien het. Hulle het Jesus gesien, maar hulle was eintlik blind geweest. Hulle kon nie regtig sien dat Jesus die Seun van God is nie. Die blinde man, wat nie gesien het nie, het voordat hy kon sien, het hy al gesê, Jesus, U is die Here. Sonder dat hy geweet het, sonder dat hy kon sien, het hy geweet wie Jesus is. Terwyl die sienende mense vir Jesus gesien het, en tog nie gesien het dat Jesus die Seun van God is. So dit beteken, ons moet vir die Here vra, dat hy ons ander oogies, ons praat van ons geestelike oë, dit beteken ons het 'n ander oog wat hier in die middel van ons kop sit of iewers nie, maar ons moet op 'n ander manier kyk, dat ons nie net dit sien wat ons sien nie, maar eintlik sien en verstaan wat die Here vir ons wil leer, dat hy ons geestelike oë oopmaak, dat ons kan verstaan dat Jesus waarlik die Seun van God is, en dit is wat die Here vir ons wil leer.